Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n reeks oor jou identiteit in Jesus, waarvan hierdie die 5de episode is en ek raak net al hoe meer opgewonde hoe verder ons vorder. En ons is maar nog net in die fondasiefase. En die Here lê skrif op my hart dat dit amper soos 'n teikenskrif sal wees waarby ons wil uitkom. Dat wanneer ons klaar is met hierdie reeks, ons onder andere hierdie skrif beter sal verstaan. En dis 1 Johannes 4 vers 17 wat as volg lees. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, en hierdie hy is Jesus, want soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld. Wat 'n merkwaardige stelling. Soos Jesus is, soos ek en jy in hierdie wêreld. En ek dink meeste van ons lees maar oor hierdie skrif en gaan aan na die volgende een, want hoe op dese aarde moet ek hierdie verwerk? Ek lyk beslis nie soos Jesus nie. Nie in my manier van praat of optrede nie. En daar is presies die probleem. Ons kyk altyd eers na die uiterlike en oordeel daarvolgens. Terwyl God jou binneste verander het, jou kern, jou gees. En vanuit jou wedergebore gees wil hy hê dat jou uiterlike vrug sal reflekteer wat aan die binnekant nuut en perfek is. En dit is wat hierdie skrif vir my en jou wil leer. Jou wedergebore gees is presies soos Jesus. En hy gaan nie so word in die hiernamaals nie, hy is reeds so in hierdie wêreld. En ek weet hierdie is 'n drastiese en radikale stelling, maar tog is dit in die skrif. En gaan ons deur die loop van hierdie reeks hierdie stelling stukkie vir stukkie uitpak en vanuit talle ander skrifte ondersoek, sodat ons presies kan begryp en glo wat hier staan. Here, baie dankie vir u woord en die krag wat u woord het om vandag my lewe radikaal te verander. Ek bid vir geopende ore, ek bid vir sagte harte wat ontvanklik sal wees vir die waarheid van u woord. In Jesus naam. Amen. En bly my vandag saam na Efesiërs 4. Ons het in ons vorige 2 episodes begin kyk na die ontsettende belangrike rol wat ons siel, ons gedagtes speel in hierdie rol om ons identiteit in Christus ten volle te kan implementeer. Onthou, ons lê nog net fondasie, maar hierdie fondasie dat ons sal bereid wees om ons tradisionele manier van dink te verander na dit wat God se woord sê, is krities. As jy nie bereid is om God se woord as die absolute waarheid te beskou en daardeur verander te word nie, gaan hierdie jou niks baat nie. Die woord is vol waarhede, maar is slegs die waarhede wat jy glo en jou eie maak, wat jou kan vrymaak. Johannes 8 vers 32. Ons het laas keer gekyk na Romeine 12 vers 2 wat sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hier is die woord duidelik. Verandering kom deur jou denke nuut te maak. Maar hierdie was nie net 'n once-off gedagte van Paulus aan die Romeinse kerk nie. Hy het aan verskeie gemeentes dieselfde geskryf. Hier skryf hy onder andere aan die gemeente in Efese die volgende, Efesiërs 4 vers 22 en 24. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Vers 23. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Vers 24. En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Hy begin in vers 22 deur te sê, jy moet die ou mens aflê, en dan sê in vers 24, jy moet jou beklee met die nuwe mens. Maar wat ons nie moet mis nie, is die hoe. Is in vers 23. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. In kort, begin nie dink. Wat is hierdie ou mens waarvan hy praat? Onthou deur die sondeval van Adam het sy gees gesterf en is verwyder van God se gees. En volgens Genesis 5 vers 3 het hy 'n nageslag voortgebring na sy gelykenis en sy ewebeeld. 'n nageslag verwyder en geskei van God. Deur wedergeboorte is ons gees egter heeltemal nuut gemaak en is ons nou weer lewend en een met God se gees.
maar jou gedagtes, jou manier van hoe jy oor dinge dink en hoe jy dinge prosesseer, is nog volgens die ou mens. Jy stres nog oor geld en siektes en straf en 'n klomp ander dinge soos voor jou wedergeboorte. Die woord sê, die manier om van dit ontslae te raak, is begin nuut dink. Begin dink volgens dit wie jy nou is. En hy gee 3 kernpunte in vers 24 waaroor ons gedagtes moet herbedraad, as ek dit so kan stel. Hy sê, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is. Wow. Laat daai insink. Jou nuwe mens, jou wedergebore gees, lyk soos God se gees, wat na God geskape is. Die Amplified Classic sê, put on the new nature created in God's image. Jy is nie meer 'n sondaar met 'n sondige natuur nie. Jy het nie meer Adam se natuur nie. Jy is nou 'n wedergebore kind van God met 'n nuwe natuur. En jou nuwe natuur is in die beeld en gelykenis van God geskape. Halleluja. Maar dis nie al nie. Hy sê verder, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Jou nuwe mens is in ware geregtigheid geskape. Dit beteken daar's 'n vals geregtigheid. Vals geregtigheid is wanneer jy dinge doen om geregverdig te word voor God. As jy dinge doen sodat hy tevrede sal wees met jou. God is reeds tevrede met jou, want jy is in ware geregtigheid geskape, naamlik die geregtigheid van Jesus. Omdat jy in Jesus is, het jy Jesus se geregtigheid. En ons sal in toekomstige boodskappe meer uitbrei oor ons geregtigheid in Jesus en wat dit behels. Maar vir nou weet net, jy het Jesus se geregtigheid. En dan sê hierdie skrif ook, ons het ware heiligheid. Ons gees is so heilig soos God se gees. Hy gaan nie heilig word nie, hy is reeds heilig. Beklee jou met die nuwe mens wat na God geskape is. Dis afgehandel en voltooi. Jou nuwe gees kan nie meer heilig word nie, maar hy kan ook nie minder heilig word nie, want jy het dit nie gedoen nie. Dis nie 'n heiligheid wat jy bereik het nie, dis 'n heiligheid wat jy verkry het deur God wat jou heilig gemaak het. Maar ons kan al hierdie mis as ons nie bereid is om so te dink nie. As jy aanhou dink jy's maar net 'n mens en jy's nou maar eenmal 'n sondaar en vuil en onheilig ensovoorts, gaan jy alles mis wat God deur jou wil bereik. Hy het jou nuut gemaak. Hy het vir jou sy geregtigheid gegee en hy het jou heilig gemaak. Glo dit. Dit staan hier op swart en wit. Dis deel van jou ware identiteit en begin daarop fokus. Dis die Bybelse resep vir metamorfiese verandering. Begin dink soos hy sê jy is. Here Jesus, hoe kan ons genoeg dankie sê vir wat U vir ons aan die kruis en deur die opstanding behaal het. Heilige Gees, herinner ons hieraan en help ons gedagtes te vernuwe na ons nuwe mens. Amen. Mag hierdie jou naweek sommer 'n nuwe oomf gee. Onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.